Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons wysheid en insig sal gee in die verstaan van sy woord, en ook wanneer ons hierdie onderwerpe hanteer, dat u sal sien dat die begeerte van my hart is om vir u maar net die waarheid van die woord onder die voete in te druk, sodat u kan sien wat die Here vir ons deur sy woord wil kom leer. En waarom wil ons graag hoor wat die woord van die Here ons oor bepaalde sake wil leer? Eenvoudig vriende, God is ons skepper. Hy is die een voor wie ons eendag gaan staan om rekenskap te gee. Hy het sy woord vir ons gegee. En ek kan nie nalat om God se woord te ondersoek nie. Ons kan nie onkunde pleit en eendag voor die Here staan en sê, maar Here, ek het nie regtig geweet nie en ek het maar gedoen soos ek goed gedink het of soos die kultuur vir my geleer het om te doen nie. Dis noodsaaklik om te sien dat die Here vir ons sekere baie duidelike bepaalde riglyne gee oor sake. Ander dinge, vriende, wat ons vandag beleef, is nie essensiële dinge nie. Ons het gister daaroor gepraat oor die verrassing en begrafnis, maar daar is dinge wat baie belangrik is. En ons moet daaroor praat en ons vertrou die Here dat hy vir ons antwoorde sal gee. Sommige dinge in die Bybel word duidelik aangespreek, ander dinge is bietjie meer vaag. Ons het nie duidelike antwoorde nie. Ek het vir u gesê die Bybel is nie 'n boek wat vir ons 'n lys gee met 200 of 300 dinge wat in alfabetiese volgorde is oor wat ons moet doen oor hierdie bepaalde saak of daai bepaalde saak, of wat sê die Bybel oor dobbel, wat sê die Bybel oor tattoos, wat sê die Bybel oor tabakgebruik of wat ook al nie. Ons het nodig om die skrif te ondersoek om op die einde van die dag uit te kom by die antwoorde. En vanmôre gaan ons oor 'n baie belangrike saak praat, naamlik die gedagte van selfmoord. Nou, ons beleef 'n tyd, vriende, waar mense praat van selfdood in plaas van selfmoord. Waarom? Omdat die westerse mens reken dat hy die reg het om sy lewe te neem. Dis sy lewe, en as hy wil 'n einde maak aan die lewe, dan neem hy sy lewe, en daarom het die kultuur hierdie woord aangeleer, naamlik selfdood. Nou, daar bestaan nie 'n woord so selfdood nie, want jy het nie die reg om jou lewe te neem nie. Dan praat ons ook van genadedood. Ek weet nie of u so 'n paar weke terug die berig gesien het van 'n vrou met die naam van Carol de Swart nie. Sy het gesê dat môre is ek in die paradys, en dan sê die berig dat sy die laaste dinge op haar lysie dan geniet het die dag. Sy het vir haar Switserse kaas gekoop en sy het vir haar bier bestel, en die volgende dag sou sy in Liestal naby Basel dan ook genadedood toegedien word. Dit is wanneer 'n dokter jou medikasie gee, soveel so dat jy sterwe, jou organe gaan staan en jy sterwe. Dis ook 'n nuwe tendens van kwessie van selfmoord, waar mense eintlik sê, ek het die reg om 'n ander een toestemming te gee. Onlangs moes ons my skoonma sy testament verander het, want in haar testament staan, as sy so siek word, dat sy haarself nie meer kan help nie, gee sy toestemming om dan ook die dokters medikasie te laat toedien, dat hulle kan laat sterwe het. En ons het vir haar baie duidelik gesê, en ook vir die mense wat die testament opgestel het, dat ons het nie reg op lewe nie. So ons gaan nie 'n genadedood voorstaan nie. So kom ons kom by die gedagte uit van selfmoord. Wat sê die Bybel oor die saak en hoe moet ons hierdie saak hanteer? Nou vriende, as ons kyk na die Bybel, sien ons so 5-6 mense wat in die Bybel genoem word, wat selfmoord gepleeg het. Ons dink aan Abimelech in Rigters 9, ons dink aan Saul in 1 Samuel 31, Saul se wapendraer, 1 Samuel 31, Agitofel, 2 Samuel 17, Simri in 1 Konings 16, en dan ook Judas in Matteus 27 vers 5. Nou baie belangrik dat die meeste van hierdie mense goddelose lewens gelei het. Gaan lees self die geskiedenis en gaan lees wat die Bybel sê. Hierdie manne het op 'n punt gekom dat hulle nie meer hierdie boosheid kon dra nie, en hulle het 'n einde aan hulle lewe gemaak. Ons dink aan hierdie koning Saul wat baie goed begin het, maar later met allerhande boosheid betrokke geraak het in sy lewe, en later ook in sy eie swaard geval het. 'n Hartseer dood van 'n man wat baie goed begin het, maar swak geëindig het. Dus sommige mense reken dat Samson ook in 'n mate selfmoord gepleeg het, want hy het gebid dat die Here genade sou gee dat hom sou wreek oor die Filistyne. Maar baie belangrik, as ons hierdie saak gaan bestudeer, dan sien ons dat sy doel was om die Filistyne dood te maak as rigter, wat deur God aangestel is om hom te wreek op die vyande van die Here. En daarom kan ons nie Samson in hierdie kategorie plaas nie. Nou vriende, die Bybel beskou selfmoord as gelykstaande aan moord. Met ander woorde, jy maak jouself dood. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien dat die Bybel vir ons sê, dat ons moet besef ons tye is in die hand van God. Psalm 31 vers 15. Ons kan nie, vriende, met ons liggame maak wat ons wil nie. God is die gewer van lewe, hy gee dit en hy neem dit weg, volgens Job 1 vers 21.
Wanneer ons hand aan ons eie lewe slaan, dan rebelleer ons eintlik teenoor God en teenoor dit wat hy oor ons lewe toelaat en ons sê, Here, U versoek my bo my kragte en daarom het ek 'n einde aan my lewe gemaak. U moet onthou, vriende, dat geen man of vrou homself moet aanmatig om God te speel oor sy eie liggaam nie. Die oomblik wanneer ons hierdie saak nie reg verstaan en Bybels verstaan nie, dan begin ons op 'n dwaalweg gaan. God is die gewer van lewe, hy gee vir ons asem en die Bybel sê op die regte tyd neem hy ons lewe van ons weg. Baie mense sê, maar luister, jy weet nie deur watter omstandighede en deur watter probleme en deur watter siekte ek al die afgelope 2 of 3 of 5 of 10 of 15 jaar worstel nie. Ek kan vir jou sê, ek weet miskien nie, maar as 'n God in die hemel wat weet. En die Bybel sê ons kan bid, Here, lei my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. U sien, die duiwel wil baie keer dit wat God vir ons vorming wil die duiwel gebruik om ons te vernietig. Daarom lees ons in die Bybel baie duidelik dat Salomo op 'n punt gekom het, vriende, dat hy in Prediker 2 vers 17 sê dat hy die lewe gehaat het. Hy was so mismoedig met al sy rykdom en met al dit wat hy geniet het, dat hy eintlik van God begin wegdwaal het en op 'n punt gekom het en besef het dat geen rykdom, geen plesier buite die Here beteken vir 'n mens iets nie. Daarom sê Salomo, ek het my lewe gehaat, maar hy het nie sy lewe geneem nie. Ons dink aan Elia, wat baie depressief was en in 1 Konings 19 vers 4 gewens het dat hy sou sterf, maar hy het nie sy hand aan sy eie lewe geslaan nie. Die Bybel sê vir ons selfs, Paulus het gesê, dat hy onder hierdie groot druk gebuk gegaan het, en hy het selfs gewanhoop aan sy lewe, 2 Korintiërs 1 vers 8, maar hy het nooit hand aan sy eie lewe geslaan nie. Jy sien, vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor, dat ons lewe behoort aan die Here. Hy het vir ons lewe gegee, en ons gaan ook eendag rekenskap gee oor hoe ons in die liggaam geleef het, en hoe ons ook ons siel versorg het voor die Here. Baie keer dink mense dat selfmoord is 'n maklike uitkoms vir die probleme waar hulle is. En jy moet onthou, dis nie 'n maklike uitkoms nie, want die Bybel sê vir ons dat ons na hierdie lewe voor die Here rekenskap gaan gee. As ons die Bybel bestudeer, dan sien ons dat ons mag nie moord pleeg nie. En om jouself dood te maak is om jouself te vermoor, en die Bybel sê dit is sonde. Nou is die vraag, is dit 'n onvergeeflike sonde? Is dit die grootste van alle sondes? En die Bybel is baie duidelik daaroor dat dit nie die grootste van alle sondes is nie. Die Here sê lastering teen die Heilige Gees sal ons nie vergewe word nie. Maar daar is al die ander sondes vergifnis voor. So met ander woorde, die vraag wat mense my vra is, sal iemand hel toe gaan as hy selfmoord gepleeg het, of sal hy hemel toe gaan? My antwoord is as volg, vriende, en ek het Bybels daarna gaan kyk, en die antwoord is baie duidelik. Dat elke ongeredde sal hel toe gaan, na God se poel van vuur wat hy berei het, sê die Bybel, as hulle nie gered is nie. Of hulle nou sterwe deur selfmoord, of hulle sterf in 'n motorongeluk, of hulle sterf weens ouderdom, of hulle sterf weens siekte, dit maak nie saak nie. As jy ongered sterwe, sê die Bybel, sal jy God se oordeel tegemoet gaan. Dis 'n Bybelse beginsel. Die Bybel sê vir ons, as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe van die lam nie, is hy in die poel van vuur gewerp, Openbaring 20 vers 15. So dis 'n ding wat ons vanmôre oor moet dink. Dit gaan nie noodwendig oor die selfmoord, dit gaan oor, as jy sterf sonder Christus, is jy vir ewig verlore. En dan aan die ander kant, sê nou die persoon het die Here geken, sê nou hierdie persoon was weergebore, hy het die Here gedien, en daar het omstandighede oor sy pad gekom, en hy het in 'n oomblik van onwaaksaamheid, of wanneer hy impulsief was, sy hand aan sy eie lewe geslaan, sal hy hemel toe gaan, of sal hy hel toe gaan? Vriende, ek wil die antwoord so gee. Dit is uitsonderlik. Luister wat ek vir u sê. Dit is miskien 1 in 'n miljoen wat dit mee sal gebeur. En dan is dit baie duidelik daaroor dat die Here vir ons sê nie een van sy kinders sal verlore gaan nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, as God ons red, red hy ons vir tyd en vir ewigheid. En ek dink daar is uitsonderlike gevalle waar mense hand aan eie lewe slaan. Kom ek gee vir u 'n geval. Ek het 'n vriend gehad wat gestudeer het in teologie. Hy was later 'n predikant gewees, of hy het afgestudeer, hy's nooit georden in die bediening nie, maar daar was 'n geweldige liefde vir die woord, 'n liefde vir die waarheid van God se woord, geweldig belese. Hy het 'n studeerkamer gehad met letterlik duisende boeke, teologiese boeke. Hy het gewerk by 'n Christelike boekwinkel, en op 'n stadium, vriende, dat dinge in sy lewe gebeur. Hy was in 'n ongeluk gewees, daar was bietjie fout gewees wat
sy gedagte aanbetref, daar het later dinge in sy lewe gebeur, en hierdie man het sy hand aan sy eie lewe geslaan, hy het selfmoord gepleeg. En ek wil nie sê hy is in die hemel of hy is in die hel nie, dis nie my tyd en plek nie, maar ek weet een ding, dat God regverdiglik sal oordeel. So hoe kan ons tot rus kom, is om te weet, dat die Here self aan die einde van hierdie lewe, aan die einde van tye, aan die einde van hierdie aardse lewe, self elkeen se werke op die proef sal stel. As jy ongered gesterf het, sal jy verlore wees. As jy kind van God was en jou hand in jou eie lewe geslaan, kom ek lees vir u wat staan in 1 Korintiërs 3 vers 10 en volg. Ek sluit daarmee af. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê. En 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is, naamlik Christus nie. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, houthooi klippe, elkeen se werk sal aan die lig kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. En as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie, dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie? So wat ek vir u wil sê is, selfmoord is sonde. Die Bybel sê dit is sonde. Daar is nie 'n ding so selfdood of genadedood nie. Die oomblik wanneer ek toestemming gee dat my lewe deur medikasie tot 'n einde gebring word, is dit dieselfde as selfmoord, en daarom sal ek voor die Here rekenskap gee. As ek as kind van die Here, as weergeborene, hierdie daad van sonde doen, sal ek, sê die Bybel, deur God self geoordeel word. En die Bybel sê ons sal gered word soos deur vuur heen. En wat dit beteken, vriende, kan geen kommentaarskrywer vir ons sê nie. Ek kan dit nie vir u sê nie, dis 'n verborgenheid wat ons in die woord vind, maar ons weet dat daardie persoon skade sal ly. So wat is die kruks van die saak? Die kruks van die saak is, die Here het vir jou en my lewe gegee. Pas jou lewe op, wandel in heiligheid, wandel naby die Here, wanneer tye rof raak, wanneer versoekings kwaai raak, wanneer daar dinge in jou lewe gebeur, bly dig by die heiland, beweeg nader aan die Here, moenie jouself nie in sonde begewe nie, moenie in sonde vasgedraai raak nie, want dan gaan die ou vyand poog om jou te verwoes. Die Bybel sê hy's 'n mensemoordenaar en hy poog om ons te vernietig. Daarom bly naby die Here, en as jy 'n geliefde het wat selfmoord gepleeg het, vriende, is daar een berusting wat ek en jy kan vind, is neem jou toevlug na die Here. Hy's regverdig. Hy is die een wat regverdiglik sal oordeel, en wanneer ons in die heerlikheid kom, sal die Here self daardie oordeel maak. En daarom wil ek vir jou sê, maak jou klaar om God te ontmoet. Moenie kans gee dat die vyand jou vernietig, of jou lei na 'n pad van vernietiging nie, want die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat God ons nie bo ons kragte sal versoek nie. Daarom, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. En wees verseker, dat aan die einde van hierdie lewe jy loon sal ontvang vir hierdie getroue diens aan die Here. Mag die Here ons genade gee, en mag die Here vir ons wysheid gee om hierdie saak te verstaan en God so te verheerlik. Groete vir u, mooi dag verder, tada.